Dit wys al 'n week en het mense absoluut oorweldig wat The Odyssey van Christopher Nolan veral in IMAX gesien het. Hy het sy gehoor geskit met sy oordonderende klank, reuse IMAX-beelde en tonele so groot, dit pas skaars op die silwerdoek in. Maar is dit goed? Resensente was gek oor The Odyssey as 'n voorbeeld van wat met film gedoen kan word. Nolan het Homerus se gedig verwerk na byna 3 ure en daarom is dit baie episodies. Hy het ook kritiek gekry oor sommige van sy rolverdelingskeuses, maar die spesiale effekte, veral die grieselrige gedrogte, word so verfilm dat die gehoor hulle eintlik bewonder of van hulle hou. Daar is ook intieme oomblikke tussen die skouspel en soms stiltes, maar die see-reise verdwerg alles. Nie almal gaan hiervan hou nie, maar as jy 'n Nolan bewonderaar is en hou van asemrowende oorlogfilms wat jou aanval, mag jy The Odyssey oorleef, want dit maak 'n dramatiese aanslag op jou sintuie. Jy sidder daardeur, slegs in teaters. Van The Odyssey se oorlogsperd na die intieme hofsale van Matlock, nou in haar tweede seisoen. Op televisie speel Kathy Bates die rol van 'n afgetrede maar stoere prokureur wat haar oumaatjie voorkoms gebruik om korrupsie in die hof aan te vat. 'n Mens misgis jou met die oulike tannie wat Kathy Bates so speel dat jy die skerp intelligensie agter haar oë raak sien. Sy weet presies hoe om 'n hofsaak en saal te bestuur en manipuleer oortreders om vir haar die waarheid te vertel. Dis 'n veilige, gemaklike, vermaaklike TV-hofreeks. Matlock is nou op DStv Stream, Mnet en DStv Catch-up. Jy kan hierdie resensies op Ontbytsake se webtuiste lees. Volgende week praat ek oor die nuwe Spider-Man Brand New Day. Gegroet tot dan.